Die roos tussen die dorings was nie ek op die Kameraad startline nie. Daar was almal klomp eisters geweest. Nou ek praat met jou oor die roos tussen die dorings. Ons praat ook nie van Henry by haar nuwe skool, mevrou Roos nie. Daar's 'n figuur wat uitstaan in Hebreërs 11, omdat sy regtig die roos tussen die dorings was. Hebreërs 11 is daai geloof hoofstuk. Dis die goed wat ek lees en dan verstaan ek nie altyd hoe geloof funksioneer nie, maar die 12 karakters wat in Hebreërs 11 genoem word, is baie simbolies. Ons weet dat die getal 12 is verteenwoordigend onder andere dwars deur die woord van die 12 stamme van Israel. En daar's 'n baie unieke en spesifieke rede hoekom daar 12 geloofshelde in Hebreërs 11 gelys word. Nou ons praat oor uitstaande figure en hierdie is een van daai in aanhalingstekens unlikely figure. En as ek net nou vir jou iets van haar vertel wat ek het dit 'n paar keer gelees, toe sê ek nee Here, dit kan nie wees nie. Ek kan nie aanvaar dat hierdie profiel mens, en ons is nie beter nie, ons is anderster, maar ek kyk na haar en dan sê ek no ways. Het jy ook al na mense gekyk, dan dink jy you're punching above your weight. Mense wat jou verbaas, jy kyk na iemand, som hom op en dan verbaas hulle jou oor wat hulle doen en wat hulle bereik het en dan sê jy soos, wie is hy? Hier's 'n lewe van significance. Nou, hierdie roos tussen die dorings is in Hebreërs 11 en as jy saam met my jou Bybel vat, dan lees ek vir jou net een versie wat daar naam vir ons gee en dan gaan ek gou vir jou net so 'n bietjie geskiedenis gee oor wat met haar gebeur het. So Hebreërs 11 in die Nuwe Testament is die CV van 12 geloofshelde. Sy is nommer 12. Sy is die enigste vrou wat hier by naam genoem word buiten Sarah en Moses se ma wat ook genoem word, maar hulle word genoem net omdat dit Sarah, Abraham se vrou en Moses se ma was. So hierdie is die enigste roos tussen die dorings wat in Hebreërs 11 nommer 12 as 'n vrou alleen gekement word vir haar geloof. So dis iemand van wie ons iets kan leer. Ek net oor Hebreërs 11. As jy sukkel om 'n konsep te kry rondom geloof, want ons sê partykeer goed wat so vaag is. Ek is tot vandag toe, glo dit of nie, die pastoor. As iemand Hebreërs 11 vers 1 quote, dan moet ek net eers myself oriënteer en sê, okay, laat ek net bietjie dink hieroor, want die grammatika is net so dat jy, maar wat beteken dit eintlik? Want hy sê, faith then is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. En dis 'n mondvol daai. So dat dit my gehelp om na die 12 geloofshelde te kyk, Dion, en dan uit elkeen van hulle iets te haal en daai geheelbeeld van wat geloof is, het bietjie vir my vorm gekry toe ek al 12 van hierdie geloofshelde se storie bietjie lees. Sien wat lê dieper? Wat probeer die Hebreërs skrywer kommunikeer vir my en jou as ek lees oor hierdie geloofsheld? So, kom ek lees vir jou van hierdie vrou. Die roos tussen die dorings, karakter nommer 12 in Hebreërs 11. Die ouens wat net begin lees het, jy's probably nou so by vers 15 of 16 want jy soek na 'n naam. Ons gaan vers 31 toe. Omdat Ragab, en hierdie is net soos no ways, the gallery of faith, because Rahab, hierdie volgende woorde gaan jy dalk van jou stoel af laat val, the prostitute. Gustav, is jy ernstig? Moet ek 'n geloofsles leer van 'n vrou wat haar geld gemaak het met, like it, don't like it, die oudste bedryf in die wêreld. Dis die oudste besigheidsbedryf in die wêreld. Jy gaan nie wil dat Woesie Temokwaai dit sê nie. Hy gaan vir jou vra, who's your three? Maar hy gaan nie vir jou sê dat hierdie is prominente besigheidsvroue nie. Vers 31. Omdat Ragab die prostituut geglo het
het sy die verkenners vriendelik ontvang en het sy nie omgekom saam met die wat God ongehoorsaam was nie. As jy nie die verhaal ken nie, ek backtrack net gou so klein bietjie vir jou. Israel is 400 jaar in slawerny in Egipte. God gebruik vir Moses om hulle uit die slawerny uit te lei. Hulle is 40 jaar swerf hulle in die woestyn rond as gevolg van die woord sê, hulle ongeloof en ongehoorsaamheid. God sê vir hulle, julle sal nie die beloofde land ingaan nie, en onder andere Moses saam met hulle. Die enigste twee verspieders wat reg aan die begin saam met hulle Kanaan verken het, was Joshua en Caleb gewees. En God gee aan hulle die belofte dat julle sal die beloofde land ingaan. So, die 600,000 mans en vrouens, plus aan kinders, wat ons op naby 1 miljoen sit, wat uit Egipte uittrek, sterf almal in 'n 40 jaar periode in die woestyn, behalwe Joshua en Caleb. Die wat in die woestyn gebore is, hou aan om Joshua en Caleb te volg. En toe Moses sterf, toe sê God vir Joshua, ek het jou geroep, jy gaan my volk in die beloofde land inlei, en hy sê vir hom, soos wat ek saam met Moses was, sal ek saam met jou wees. Daar's 'n paar hindernisse op pad na die beloofde land, toe net soos wat ek en jy ook beleef, dat, God doen iets in my lewe, en dan voel het ek is nou uit my oud lewe uit, en dan, ongelukkig is dit die realiteit, dat God haal ons uit die woestyn uit, maar dan sukkel hy om die woestyn uit ons uit te haal partykeer. Nog iemand soos ek? Maar hulle, na 40 jaar, kom hulle by 'n kruispunt, en God sê die tyd is nou. Net 'n side comment, as jy in 'n transisietyd in jou lewe is die boek Josua een van die heel beste boeke om te lees. Want jy sien hoe God met hulle in 'n journey was. Jy weet mos, daar's tye in jou lewe wat dat voel soos transisie. Daar's verandering in die atmosfeer. Dis werk of familie of Josua is 'n baie goeie boek om te lees, want jy leer uit daai voorbeelde uit. So, al die oues is dood. Julle het al gehoor, ek het gesê om Van Meyer Johanse oom het altyd so spottenderwys half gesê, Loery. Hy dink Joshua en Caleb het met daai laaste een wat uit Egipte uitgekom het gestaan en gesê, gaan nou net dood, laat ons kan trek. Want almal van hulle moes doodgaan. Dis hartseer. Ongeloof, ongehoorsaamheid. Dis nie ouens wat die kalf gebou het en gemoun het oor die manne in kwartels, blablabla. Ja. Die hurdles wat hulle moes oorkom, eerste ene, deur die Jordaanrivier. Joshua, soos Moses, staan hy by 'n plek waar daai rivier vol in flood is. En God maak 'n pad in die Jordaanrivier, soos wat hy 40 jaar vroeër vir Moses en die volk uit Egipte uit deur die Rooi See pad gemaak het. Maak God 'n pad. Dis hoekom die psalmskrywer se woorde by my resonate. Hy sê, ek maak vir jou 'n pad in die wildernis. Ek skep vir jou 'n hoofweg deur diep waterstrome. En dan kom ek by onoorkombare riviere en dan sê ek, Here, U is die een wat nog 'n pad maak vir my. Ek is so bly julle loop hoor van excitement daar. Dat God maak nog 'n pad deur die see en deur die woestyn. Iemand moet net haleluja sê of something. Ek dink ons moet 'n recording kry van haleluja, wat ek net aankom met hom net so nou en dan. Eerste hurdle, die Jordaanrivier invloed. God maak 'n pad. Die tweede plek waar hulle stop is by Gilgal. En Gilgal beteken roll away your reproach, om jou skaam weg te vat. In die woestyn is niemand besny nie, want dit was onveilig en onhygiënies. Dit was net nie moontlik om na die besnydenisproses vir 2 weke te rus nie en te recover nie, want dit was nodig geweest. Die besnydenis was die teken dat julle is my verbondsvolk. So die besprinkeling van die doop is nie die verbondsteken nie, ek is jammer om jou in te lig, it's a lie. Ek moet net so nou en dan so skelm hou inkry, man. It's me. So by Gilgal sê God vir Joshua om messe te maak van klip, almal wat besny moet word, te besny. Die vrouens pas die laar op, terwyl die manne recover. En toe hulle die teken dra dat ons is God se volk, toe sê God, nou kan ek julle in oorwinning invat. Van Gilgal af is die eerste stoppie Jerigo met sy fortified mure,
Die mure was so gewees dat hulle het huise bo op die muur gebou. En Jerigo se inwoners was so verwaand dat hulle kyk na Israel en hierdie is nou van daai verhale wat ek dink die meeste seentjies se hart klop lekker as hulle Jerigo se mure storie in 'n kinderbybel raak lees. Dis van daai stories wat ek sê, yeah. Ons weet wetenskaplik dat Jerigo het wel bestaan. Die ruïnes daarvan lê vasgesement in die geskiedenis van die mensdom. Dis nie eers 'n fabel nie, dis 'n realiteit. Jerigo se mure het nie omgeval nie. Jerigo se versterkte mure het in mekaar geval. En die sleutel was 'n vrou wat haar geld op 'n baie lelike manier verdien het. En dan vra jy, hoe moet ek van Rahab vandag 'n les leer? Daar is een van die geheime van die lewe. Jy moet nie so toe deur die lewe gaan dat jy nie van mense lesse leer nie. In die week toe dink ek oor hierdie hartseer realiteit. Baie keer leer mense lesse deur die goed wat ek reg kry. En dis wonderlik, dis lekker. Ek hou nie daarvan om 'n case study te wees nie, Tannie Renée, maar die realiteit is ook, ek bid dit alles en almal rondom my ook lesse leer uit die foute wat ek maak. Het is vreeslik om te dink dat my mess-ups is vir iemand skoollesie wat hulle nie hoef te leer nie. So if I mess up, please don't stone me. Learn from me, even in my mistakes. Moet ek dit weer sê? Dis wonderlik, is 'n voorreg om hier te kan staan, en ek weet, jy weet dat ek is nie perfek nie. As jy van die mooi en die regte en die goeie goed wat ek reg doen, iets leer, prys God daarvoor. Maar for crying out loud, don't just learn from my victories, also learn from my mistakes. Was Rahab se uitverkiesing deel van God se plan? Ek twyfel. Maar hoe gebeur dit dat die verspieders gaan uit en hierdie vrou, nadat die gossip in die stad rondgehardloop het sekerlik vir haarself gesê, ek het gehoor wat God gedoen het vir hierdie mense in die tyd van swerwing. En sy moes sekerlik in haar harte besluit geneem het, gesê, ek gaan doen wat ook al nodig is vir my oorlewing. Jy kan haar kritiseer vir die leefstyl wat sy gehandhaaf het en hoe sy haar geld gemaak het. Maar sy het 'n voorneme gehad om te lewe. Lesie om te leer. So was dit random gewees? Ek dink Rahab was op die regte tyd, op die regte plek, en haar gesindheid was so, I'm not gonna die with the rest of these Jericho residents. Ek gaan net nie saam met hulle sterf nie. Geloof vra dat jy soms by 'n plek is waar jy sê, ek gaan nie ondergang saam met alles en almal rondom my nie. Ek gaan God vertrou. Vra 'n bietjie ander ingesteldheid, ander gesindheid. Kan ek jou sê, wat is Gustav Roos se gesindheid oor Suid-Afrika? Ek het my land diep lief. As 'n klomp goed waaroor ek kwaad is, ongelukkig is. Die minister van vervoer, Potholes Lagati, maak my baie kwaad. Sy naambordjies is 'n hele pad vol. Oral staan daar Potholes Lagati. Maar ek wil jou sê, al val Suid-Afrika se wiele heeltemal af, ek sal bly staan. En Rahab het ook so gevoel. Sy het na die ouens gekyk wat haar leefstyl gevand het en gesê, skus tog, as dit dalk nou nie in jou opinie kans het, sy het gesê, the duiwel met julle, I'm going to look after myself. I'm going to look after myself. Jerigo was selfverdaan. Hulle kyk na die Israeliete en hulle sê, niks of niemand gaan binne in hierdie stad inkom nie. Ons gaan onsself net insluit en julle gaan eventually doodgaan van die honger rondom hierdie stad.
God se instruksie, sit die band heel voor, priesters agterna, maak musiek, 6 dae in die ronde, en elke dag 'n kreet. Ek weet nie wat het in daai Jerigo ouens se koppe aangegaan as hulle daai storie gesien het nie. Wat dink jy doen julle? Wat doen julle? Julle mal. Sien soms wanneer jy voor 'n vestingstad staan, voor 'n krisis of 'n uitdaging staan, gaan niemand dit verstaan as jy jou heartfelt, been through hell, hallelujah sing nie. Maar man, partykeer moet jy net aanhou sing. So Rahab kies kant. Sy neem nie risiko dat as sy by iemand in die stad verklaar word dat sy die spioene ingevat het, sou hulle haar sekerlik doodgemaak het, want sy is dan nou die weakest link. So sy kies God, sy vat die risiko en sy beveilig haarself in hierdie onvoorspelbare situasie. Het God haar gekies daarvoor? I don't know, regte tyd, regte plek, regte gesindheid. En sy is in daai plek waar die Here haar gebruik om vir sy volk oorwinning te bewerk. Ek gaan op hierdie ding net 'n opmerking maak. Augustaf het God nie omgegee vir Jerigo en sy mense nie. Ja, nee. God gee om vir mense, lyk dit vir my baie keer, 'n bietjie meer vir mense wat omgee oor hom en sy koninkryk. Ek kan dit nie en ek gaan net hier 'n oomblik stil staan, want nou kan jy sê maar Jessie, en ek het dit al baie gesê, hoe God met die mens gedeel het in die Ou Testament en hoe God met die mens deel in die Nuwe Verbond met Jesus op die toneel is totaal verskillend. Selfde God, maar hy openbaar homself as 'n God van liefde en 'n God van genade deur Christus. In die Ou Testament was sy agenda, ek moet 'n bloedlyn bewerkstellig, ek moet 'n familiadui in lyn kry, ek moet 'n nageslag bou tot op 'n punt, en is amazing hoe die woord sê, op die regte tyd het God sy seun gegee. God se timing met die koms van Jesus was 100% geweest. Want daar was 'n spreekwoordelike trein van sy koninkryk wat beweeg het. En dan het Moses opgeklim, gedoen wat hy moes doen, en dan klim hy van die trein af. Maar die trein van God se koninkryk hou net aan beweeg. Tot vandag toe, selfs hier in Edenville, is die trein van God aan die beweeg. En ek en jy besluit, klim ek op die trein, klim ek af die trein. Speel ek my rol, vervul ek my taak, geniet ek my journey, en ek is deel van God se koninkryk trein. Maar kan jy sê, God se koninkryk trein gaan nie stop nie. Al val Gustav se wiele af, God se trein se wiele val nooit af nie. Dis fantasties. Iemand moes amen gesê het. Maar Rahab is vir daai rukkie deel, en God beveilig sy volk, bring hulle in die beloftes in, wat hy in gedagte gehad het oor hulle vir 'n rede. Die motivering, hierdie koninkryk trein moet loop, en ek gaan dit stop nie. En ongelukkig was Jerigo in die pad van God se koninkryk trein. Jy kan die analogie waardeer, né? Het die koninkryk trein gestop? Nee. Die volk was deel daarvan, hulle het 'n rukkie van die trein afgeklim, 6 keer omgeloop, 7de dag, 7 keer band speel. Die Here wat ek dien is so wonderbaar, of dalk iets meer modern day soos Glorious Day of iets in daai. I think in any case it was a glorious day, toe hulle daai trompette blaas, daai simbale slaan, en die priesters en die band skreeu hard, en die volk skreeu almal saam, Amen! En daai mure begin shake. Ek dink Rahab het na alles en almal rondom haar gekyk en vir haarself gesê, hier sit nou, you got what's coming your way. Want sy het besef, hierdie trein van sy koninkryk gaan nie stop nie, en sy het God nie geken nie, haar leefstyl het God nie geëer nie, maar sy klim op die trein, en sy is deel van dit wat God daai dag, die 7de dag, in Jerigo doen, daai mure val in mekaar.
Figuur nommer 12. Sy geloof is nie so groot nie. En dis nie waaroor Rahab opgeteken is as 'n geloofsheld in Hebreërs 11 nie. Rahab se geloof is opgeteken hier omdat God se genade so groot is. Dat hy selfs 'n prostituut wat ja sê vir hom sal gebruik. It's not your great faith. It's his great grace. Gustav, watter lesie leer ek uit Rahab se lewe rondom geloof? Selfs wanneer jy die regte ding doen, is dit omdat God jou gehelp het. Dis nie omdat ek so oulik was nie. As jy haar CV kry by die HR department op die tafel lê, dan dink ek sy's die heel laaste ene. Hier's hy CV weer. Oh nee, vat sy 10. Uiteindelik gaan haar CV sonder in die shredder opeindig. Want wie gaan haar nou employ? God sê, bring hy vrou hier, maak haar deel van wat ek doen, maak haar 'n sleutel in my volk se oorwinning. Want hierdie is nommer 1. God maak haar deel van sy plan. Haar lewe word gered, nommer 2, en God se volk geniet 'n wonderlike oorwinning. Alles een eenvoudige sleutel, 'n vrou met 'n rooi tou. Great faith, great grace. Ek kan vir jou 1000 redes gee hoekom God my nie moet help, seën, dra, voorspoed, guns aan my bewys nie. Die realiteit is, hy het 1 miljoen meer redes hoekom hy kan en wil. En dit is nie omdat ek so goed is nie, dit is omdat hy so wonderlik en goed is. As jy ooit val, onthou dat daar is genade vir jou om op te staan. As jy ooit voel, jy's nie belangrik nie, dan onthou jy Rahab, wat veragtelik was in haar stad se oë. Maar God sê, ek gaan genade aan jou bewys, en ek gaan jou gebruik, en ek gaan jou help, en ek gaan in die proses jou lewe red. Kan jy imagine die dag nadat daai mure ingeval het, die stad is in as, God se vyandvolk is vernietig, en sy loop tussen die rommel van waar sy eens gebly het. En sy sê, ek het die regte keuse gemaak. Ja. Maar Rahab, hoeveel verkeerde, ek het baie verkeerde keuses gemaak. Maar die een wat krities was, yes, I made the right choice. Yes. As jy Bybel het, blaai gou saam met my. Matteus hoofstuk 1 toe. Matteus. Monique en Alex se nuwe kat is ook in die Bybel. As hy so cute soos hy ander klein rakker. Oh. Pasekind. Amen. Amen. Ek sal net amen sê. Ja. Ek lees gou vir jou een van die mees boring stukke
wat jy ooit in die Nuwe Testament sal raak lees. Ons van daai goed wat ons kyk en dan dink ek, Here, hoekom is al hierdie goed hierso? En hierdie is dele veral as iemand anders dit moet lees as 'n in aanhalingstekens pastoor, dan ek lag altyd, mense sal lees en kyk hulle vir my of die team, iemand sal, dan sê hulle, pronounce ek hierdie naam reg, want van hulle is maar net vreeslik hoor. So, een van hierdie boring dele van die Bybel wat ons nie verstaan, maar hoekom is hierdie nou daar in die Bybel nie, is in Matteus 1. Dis die geslagsregisters, as jy dit gaan mooi kyk daarna, is daar van Adam tot by Dawid 40 geslagte, van Dawid tot by Jesus 40 geslagte, baie strategies, maar lees gou saam met my hier van vers 3 af, Matteus 1 vers 3. Judas was die vader van Peres en Serach by Tamar, Peres van Gesron en Gesron van Ram. Ram was die vader van Aminadab die van Nachson en Nachson van Salmon. Salmon was die vader van Boas by Ragab, Boas van Obed by Rut, Obed van Isai, Isai was die vader van koning Dawid. Jy hoef nie te tel nie, I'll save you the effort. En toe ek het eerste keer lees, dink ek, never in a million years. Nooit in 'n miljoen jaar, dit moet 'n ander Ragab wees. En tot my bitter teleurstelling moes ek agterkom, Shani, dat Ragab die prostituut van Jericho was die ouma grootjie van Dawid wat die bloedlyn van Jesus is. Groot geloof. Never in a million years. Groot genade. Absolutely. Imagine sy het nee gesê. Imagine haar hart was verhard. Imagine sy het saam met die res van Jericho gesê, you can't shake this city. Maar sy is op die regte tyd, op die regte plek, en haar hart is in die regte plek. En God gebruik 'n vrou wat ek en jy dalk, as ons vandag verby haar sou stap, sou sê, skurwe ene, daai hoor. Kan ek jy sommer op daai ene net aanmoedig? Die kerk van Jesus in 2025, dink ek het misplaaste fokus, want ons dink ons gaan die wêreld en die land red, as ons staat maak op die high societies. Weet jy wat? God gaan die land en die stad skud, deur die prostituie en die haweloses. Moenie verbaas wees as die ou wat jy dag vir dag in jou woonbuurt by die robots sien sit en bedel, as God hom gebruik om die siekes gesond te maak. Want God gebruik selfs 'n Jerigo hoer. En sy word die ouma grootjie van die man van wie die woord sê, hy was 'n man na God se hart. Haar agterkleinkind. Min het sy geweet dat sy eendag haar naam in die vertoonkas van geloofshelde sal sien. En sy 'n voorbeeld kan wees vir my en jou, hierdie onvoorbeeldige, wellustige vrou. Regte tyd, regte plek. Hart in 'n regte plek. En God kom in sy groot genade en hy sê, Ragab, vuil Ragab,
veragtelike Rahab. Jy wil daar nie skade wees van Jerigo rondsluip met daai rooi doek oor jou kop. En jy dink niemand weet nie, maar almal weet. Ja Rahab, jy. Ek wil vir die Christendom vir die toekoms bewys, dat dit maak nie saak hoe ver jy geval het nie. My genade is genoeg om van jou 'n geloofsheld te maak. Dan vat Rahab my na 'n plek toe waar ek sê, Here, hier's ek ook. Hier's ek ook. Sal jy saam met my, as 'n gebaar van geloof vanmôre net 'n oomblik uit jou stoel uit opstaan, soos 'n Rahab, en sê, Here, if you can help her to walk in faith, I'm in the right place, at the right time, and my heart is in the right place. All I need is your grace. Here, vanmôre staan ek ook voor U. Soveel keer staan ons in omstandighede, situasies. Ons staan op Jerigo se muur en ons moet 'n besluit neem. Vanmôre kan ek ook sê, Here, help my in my onwysheid om reg te doen. Vandag kan ek soos Rahab wegstap van gister en eergister af en ek kan sê, o Here, dankie vir U groot genade oor my. Want as dit nie vir U was nie, was my lewe betekenisloos gewees. Dankie Here dat Rahab se lewe tot op daai datum het nie die einde bepaal nie. Daar was 'n nuwe geleentheid, daar was 'n nuwe dag, daar was 'n nuwe seisoen wat sy kon embrace, deel wees van dit wat God wil doen. En sy het die vrugte daarvan gepluk. Here, help ons ook asseblief dat ons vertroue in U, ons geloof in U ook vrugte sal afwerp. Soos wat sy die ouma was van hierdie vername man, deel was van die bloedlyn van Messias wat kom. Here, help ons ook dat ons geloofslewe significant sal wees en 'n impak sal maak in generasies wat sal kom. Dankie vir elke Rahab in hierdie plek. Ons is dalk nie so vuil nie. Ons doen net sonde op 'n ander manier. Maar vanmôre is ons nie krities nie. Vanmôre kyk ons nie veragtelik nie. Want o Here, ons is maar al te bewus van ons eie tekortkominge. Vanmôre bid ek net, great grace, great grace, great grace, great grace. Staan net saam met my in hierdie oomblik net so oomblik vas. As jy aanlyn was, baie dankie vir dat jy ingeskakel het. Die Here seën vir. Ek wil graag hê